Goeiedag geliefdes, dis goed om weer saam met u te kuier rondom die woord van die Here. En soos u weet is ons besig met Titus, en ons is daar by die tweede hoofstuk en ons staan vandag by die 7de vers stil. Nou, u sal onthou dat Paulus aanvanklik vir Titus gesê, Titus, ek stuur jou, dat jy gaan regmaak dit wat nog reggemaak moet word in die gemeente, wat beteken dat daar sekere ordes, sekere instellings in die gemeente tot stand moet kom, sodat die gemeente gesond sou wees. Nou, ons het al met mekaar gepraat oor die ouer manne, daar in die tweede vers, waar hy vir hulle opdrag gegee het hoe hulle moet lewe as ouer manne teenoor die res van die gemeente. Hy het ook gepraat met die ouer vroue, wat die jong vrouwen begelei hoe om hulle eie huise en hulle kinders te versorg en eerbaar voor die Here te lewe. Toe het hy gepraat met die jong dametjies, die jong vroue, hoe hulle moet lewe en vir hulle rigting gegee hoe hulle in hierdie lewe moet omgaan om hulle self rein voor die Here te bewaar en ook om hulle huise reg te regeer, as ek dit so kan stel, of in stand te hou. Toe het hy gepraat met die jong manne. En vir hierdie jong manne net 'n baie kort opskrif gegee. Die jong manne moet ingetoe wees. Met ander woorde, die jong manne moet manne wees wat ook deur die ouer manne geleer word, om nie voorbarig te wees nie, nie voor op die wa te wees nie, ingetoe en regverdig voor die Here te lewe. Nou kom ons daar by die 7de vers. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid en opregtheid. Nou, hier is groot woorde wat hier vir ons gestel word. In die eerste plek hoor ek betoon jou in alles. Nou, wanneer hy die woord betoon jou vir ons stel, dan sê vir ons dat dit iets moet wees wat sigbaar is, wat mense sien. Die wyse wat jy voor mense lewe, die wyse wat mense jou aanskou. Jy moet jouself betoon, en jy moet voor mense lewe op 'n wyse wat God waardig sal wees. Dan sê betoon jou in alles. In elke aspek van jou lewe moet jy maar gereeld voor die Here gaan staan, om te sê, Here, hierdie werke wat ek het, en die lewe wat ek aan ander mense toon, in elke opsig van my lewe bietjie introspeksie te doen, en te kyk of daar iets in my is, 'n weg wat die Here nie behaag nie, dinge in my lewe wat reggestel moet word, sodat ek nie 'n struikeling vir enigiemand anders sal wees nie, maar dat ek 'n voorbeeld sal wees. En dis die geweldige groot woord wat hier gebruik word, voorbeeld. Die apostel Paulus het daarvan gehou om gereeld hierdie woord te gebruik, dat ons 'n voorbeeld sal wees vir mense. Aangaande homself het hy ook gesê, soos julle ons as voorbeeld het. Sien geliefde, ons moet vir mense kan sê, en ek weet dit is 'n geweldige standaard, wat ek aan u stel, en ek stel dit aan myself ook, en ons werk daartoe. Nie een van ons is volmaak nie, maar ons moet minstens vir mense kan sê, wat 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, wees my navolger, soos ek dit ook van Christus is. Met ander woorde, al wat dit weer eens beteken is, ek betoon myself voor jou, ek lewe voor jou, ek wys jou hoe ek elke dag omgaan met die lewe, en as jy na my lewe kyk, en jy my wyse wat ek werk, en die wyse wat ek dinge doen navolg, dan behoort jy in 'n verhouding met die Here te lewe, want my basis wat ek volg, is Jesus Christus. Paulus roem dit nooit aan homself nie, hy sê, soos wat ek ook 'n diensknegt van Jesus Christus is, soos wat ek ook Christus volg, so sê ek vir jou, volg my dan. En dit is 'n geweldige woord as hy vir ons kom sê, goeie werke. Met ander woorde, alles wat ek doen, dis my dade, dis my optrede, betoon jou 'n voorbeeld van goeie werke. Dat jy eerlik en opreg sal wees in jou werksituasie, dat jy eerlik en opreg sal wees in die dinge wat jy doen, dat daar geen valsheid en bedrog in jou sal wees in die wyse wat jy dinge doen nie. Weet jy, hierdie is vir my 'n geweldige woord wat my baie diep tref.
as ek maar die woord van die Here lees saam met u, en ek vra vir die Here, Here, is my lewe en wat mense van my sê waar? Sien mense nie miskien iemand wat u nie ken nie? As mense my sien soos God my sien, sal hulle nog na my opsien? Sal hulle nog in my glo? Sal hulle nog in my bediening glo? Of sal mense van my wegbeweeg omdat hulle sê ons sien dinge wat God nie behaag nie, wat eintlik afskuwelik is? En elke keer toets ek my maar daaraan om te sê, Here, betoon jouself voor mense in alles wat jy doen, goeie werke, dat mense nie sal struikel oor die wyse wat jy dinge doen, die woorde wat jy spreek, oor gewoontes wat jy het, en hoe jy met mense omgaan nie. Jy weet, dit is so maklik om mense te bedrieg en 'n beeld voor te hou van wat jy weet wat jy nie werklik is nie. Die apostel Petrus het gesê, ons moet kan rekenskap gee aan elkeen wat van ons rekenskap eis. Ons moet deursigtige mense wees, dat dit wat mense sien, is die waarheid. Daar is nie 'n beeld wat ek voorhou wat nie waarheid is nie. En dit kan so maklik wees. Ek kan by die kerk 'n pragtige mooi gesig opsit, ek kan lang gebede bid, maar by die huis kan ek 'n humeur hê, ek kan ongeduldig met my mense wees, en daar is so baie dinge wat ek kan doen en vir mense wegsteek. En dit mag nie wees nie. Ek moet in alles, moet ek betoon goeie werke. Ek dink aan die Here Jesus Christus se woorde daar in Matteus 5, dat hy sê dat julle goeie werke voor die mense bekend sal word. En dat julle werke wat so goed sal wees en so opreg sal wees, dat God die eer sal ontvang deur die wyse wat mense in jou sien. As mense jou werke aanskou, as mense jou optredes aanskou, dat hulle sal kan getuig om te sê waarlik, hierdie is man en vrou van God, opregte mense, mense wat goeie werke najaag en wat God in alles in hulle lewe behaag. As 'n mens dink aan werke, dan kan jy gaan daar na Galasiërs, die baie bekende hoofstuk, en hier noem hy die werke van die vlees. En jy moet oplet, hy maak 'n verskil. Hy praat van die werke van die vlees, en dan praat hy van die vrug van die gees. Die ene is die natuurlike werke en my vleeslikheid en my menslikheid op aarde. En dan noem hy baie lelike eienskappe. Maar ek gaan hulle vir u lees, dan hoor u net weer. Want telke male moet 'n mens maar jouself weer toets om te sê, Here, is daar nie werke van die vlees in my wat God nie behaag nie? Hoor wat sê hy. Die werke van die vlees is geopenbaar: oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy sien, ek kan myself gaan toets om te sê, Here, daar is nou afskuwelike lelike dinge wat ons nie doen nie. Maar miskien is daar dinge wat ek tog wel doen. Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid. Hierdie sondes wat so maklik in 'n mens se lewe kan vaslaan en wat my baie keer kan oorsien. Maar kan vrede maak daarmee. Terwyl dit goed is wat God nie behaag nie. Daarom sê dat ons in alles 'n voorbeeld sal wees van goeie werke. En dan gebruik hy 'n woord wat hier ongelooflik is. Onvervalsheid. Jog, dit is 'n geweldige groot woord. Dat ek nie vals sal wees in enige opsig van my lewe nie, maar dat ek opreg en eerlik sal wees. En ek wil weer die woorde gebruik. Deursigtig, dat mense my sal ken soos God my ken. Onvervalsd. Daar is geen valsheid nie, dit is opreg, dit is eerlik, dit is voor God geopenbaar, dit is mooi, dit is skoon,
Daar is geen valsheid nie. 'n Valse persoon is 'n persoon wat jy nie kan vertrou nie. Wie se woorde jy nie kan glo nie. En daarom moet my woorde en my lewe met mekaar sinkroniseer. Dit wat ek vir mense sê, moet hulle my lewe kan sien. So dikwels lei die kerk van die Here geweldige skade deur mense wat praat oor Christendom, maar hulle werke betoon dit nie. Ek dink net bloot aan een aspek, kindertjies van die Here wat skuld het, wat hulle nie betaal nie. Kindertjies van die Here wat goed gaan koop, en dan slegte rekeninge het. Dis nie 'n goeie getuienis nie. Dit is nie die getuienis van 'n kind van God nie. Iemand moet vir jou op skuld kan laat koop en sê, hierdie man vertrou ek, want ek weet hy sal sy rekening betaal. En hy sal sorg dat sy rekening betaal word. Daarom moet daar onvervalsheid in ons lewe wees. Daar moet geen oneerlikheid en onegtheid wees nie. Maar alles moet skoon en eerlik voor die Here wees. En ek sê weer vir u, deursigtig. En dan gebruik hy 'n woordjie ook en hy sê, onvervalsheid in die leer. Wanneer hy praat oor onvervalsheid in die leer, dan praat hy oor prediking en praat hy oor die woordverkondiging. Ek geliefdes, ek in u lewe in 'n tyd waarin daar geweldige valsheid en dwaasheid en ongeregtigheid verkondig word. Mense wat duisende aanhangers het en wat hulle self miljonêers maak uit die evangelie, wat 'n valse evangelie verkondig. En 'n valse evangelie is om 'n teks te vat en 'n hele teologie op 'n teks te bou wat nie deur die res van die Bybel gestaaf word nie. Daarom stel ek dit altyd vir mense, elke ketter het sy letter. Elke iemand daar buite wat iets verkondig het 'n teks in die Bybel wat hy aanhaal. Maar daai teks is buite konteks en daai teks word nie deur die res van die Bybel gesteun nie. Soos wat daar verkondig word die voorspoedteologie. 'n Kind van die Here moet ryk wees. As jy nie ryk is nie, dan is dit 'n teken dat jy nie in 'n verhouding met God lewe nie. Dis radikaal teen die Bybelse leer. Ons Here Jesus Christus was een van die armste mense op aarde. Sy disippeltjies het niks gehad nie. Een stel klere, 'n stel skoene aan hulle voete en 'n stok in hulle hand. Hulle het nie rykdom nagejaag nie. Daarom sê ek, 'n mens moet waak teen valsheid in lering. Dat ek nie 'n teks aanhaal vir mense dinge uit 'n teks probeer bewys, terwyl die Bybel dit nie staaf nie. Maar dat ek die woord van God in eerlikheid en opregtheid sal verkondig. Mense gebruik die woord van God om hulle eie sin en hulle eie weg aan mense uit te beeld. Daarom sê ek vir jouself die duiwel. Toe hy die Here Jesus Christus versoek het, het hy die Bybel gebruik. Hy het vir die Here gesê, daar staan geskrywe. En dan antwoord die Here hom, maar daar staan ook geskrywe. Hy het die Bybel aangehaal, die grootste wapen in die hand van die duiwel, om mense mee te mislei, is 'n teks wat misplaas word, is die skrif wat verkeerd hanteer word, waardeur mense mislei word en op verkeerde weë gebaan word. Daarom moet jy eerlik wees in dit wat jy leer, opreg wees in dit wat jy leer, en moet jy die woord van God met ontzag hanteer, deeglik die woord van die Here bestudeer, sodat dit wat jy verkondig nie 'n dwaling sal wees nie, maar mense in die weë van die Here sal vestig. Hy praat verder, waardiglik. En hierdie woord is altyd vir my 'n geweldige groot woord. Wat is waardiglik? Wat is waardiglik in die oë van die Here? Wat is dit om waardiglik voor die Here te wandel? Hierdie woord is so groot, is so wyd, dat ek telke male maar myself net bevind dat ek daaroor nadink. Here, wat is waardiglik? Waardiglik voor God, wat ook waardiglik voor mens sal wees. Ek dink aan die Kolossense 1, wat ek al so baie vir u aangehaal, die 10de vers, dat ons waardiglik mag wandel, om hom in alles te behaag, en in elke goeie werk vrug te dra, en in die kennis van God te groei.
En moet ek myself maar elke keer vra in elke daad wat ek pleeg, elke gedagte wat ek dink, elke iets wat ek in my gemoed oordink. Here, is dit God waardiglik? Tree ek waardig voor mense op? Tree ek waardig voor God op? Is ek eerlik en opreg? En is ek 'n mens van waarheid en wat waarheid lewe? Hy gebruik nog 'n woordjie, opregtheid. Dat daar geen valsheid in my sal wees nie, maar dat my lewe deur en deur deur die Heilige Gees ondersoek sal word. En dat die Heilige Gees my sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat ek opreg en eerlik voor God sal wees, en dat daar geen valsheid in my lewe sal wees nie. O geliefde, ek en u het 'n getuienis wat ons aan hierdie wêreld moet betoon. Ons het 'n woord van God wat ons moet uitdra, maar ons het 'n lewe van God wat ons moet lewe, sodat die wêreld weer na u en my kan kyk en Christene kan sien, prakties kan beleef. Mense is moeg vir godsdiens. Mense soek die regte en die waaragtige en die waardige. Daarom, Here, help my om so te lewe, dat mense deur my lewe na God getrek sal word, en nie van God af weggestoot sal word nie. U ken daar die baie lelike ou versie daar in Romeine 2 vers 25. Die naam van Christus word onder die heidene gelaster, om julle ontwil. Mense het gehoor van Christenskap, maar hulle sien dit nie. Mag die Here vir u en my help as hy begin en sê, betoon jouself in alles deur goeie werke. Betoon jouself in alles van goeie werke, met onvervalsheid in leer en in lewe, waardiglik en opregtheid. O, dat hierdie elemente in u en my lewe teenwoordig sal wees, en dat ons telke male maar onsself aan hierdie terme sal ontleed, om te sê, Here, is dit nog in my lewe so? Ons moet voortdurend maar tot bekering kom. En daardeur bedoel ek, ons moet voortdurend maar ons lewens tot insig bring, tot inkeer bring, en ons lewens terugbring na die woord van God, en sê, Here, ek lewe nie soos wat ek behoort te lewe nie. Ek lewe nie soos God waardiglik behoort te wees nie. Ag, ons het 'n roeping. Die Here het vir jou lief, die Here wil vir jou die beste gee. En jy is God se getuie hierdie aarde. Hy het nie ander getuies nie. Sy kerk is sy enigste getuie. Ek en jy, wat onsself kind van God noem. Daarom sê Paulus ook aan Timoteus, laat elkeen wat die naam van Jesus Christus noem, opreg lewe, waardig lewe, afstand doen van alle ongeregtigheid. Geen ongeregtigheid in my lewe, terwyl ek myself 'n Christen noem nie. Praat volgende week met mekaar verder, bid dat die Here vir u ryklik seën, en dat die Here vir u en my help, om hierdie ou enkele teksie in ons lewe 'n werklikheid te maak. Betoon jou in alles deur goeie werke. Betoon jouself as opreg, onvervals, waardiglik. Wees 'n kind van God in hierdie wêreld, soos Paulus aan die Filippense sê. Soos lig in die wêreld, moet ek en u God openbaar. Julle is kinders van God. Julle is die lig van die wêreld. Julle moet onberispelik en opreg wees. Kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Mag die Here vir u help, en mag u die genade en die ryke seën van die Here mildiglik belewe. Goeiedag vir u, en die Here seën vir u tot ons weer saam met mekaar kuier.